Goeiemôre en baie welkom by Sondag 28 Februarie se video boodskap. Ons is in lydingstyd en gedurende lydingstyd dink ons na oor Christus en alles wat hy kom deurmaak het as mens om ons te kom red. Ons dink aan wie hy is en aan sy lyding, wat hy prys gegee het. Ons word opnuut bewus van dieper dinge oor God en ons reageer daarop. En hoe nader ons aan God leef, hoe meer besef ons hoe klein ons is en hoe groot God is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ook in hierdie tyd U kan aanroep as die reddende Here. Die Here wat ons onvoorwaardelik en innig liefhet. So ons kom na U toe ook met die woorde van ons gebed in hierdie tyd. Lydingstyd. U het alles aan my gegee. Aan die Here gee ek dit terug. Alles behoort aan U. Doen soos U wil. Gee slegs aan my U liefde en U genade. Dit is genoeg vir my. Amen. Nou soos ek verlede Sondag gesê het, dit is ons gebed tydens die 40 dae voor Paasfees, tydens ons Sondag aanbiddingstyd. En dit roep het by ons weer 'n gedagte om dieper te dink aan alles wat ons het en hoe dankbaar ons behoort te leef omdat Jesus ons elkeen kom red het. So as ons oor die grootheid van God dan nadink, kom ons sing 'n lied saam om hierdie grootheid van God te vier. 'n Bekende lied, hoe groot is ons God. Die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Eeuwe kom en
So, in hierdie tyd dat ons oor Christus en sy lydensweg nadink, dink ons aan wat hy prys gegee het in sy menswording. Ons dink aan sy karakter, sy gedrag, sy woorde en sy totale menswees, maar ook sy goddelikheid, sy totale wese. As jy mense na hierdie prentjie kyk, dan spreek dit vir mense soveel boekdele. Ek sien iemand wat oorweldig is deur die grootheid van die uitspansel. Oorweldig is, want as dit die klein stukkie is van die doek waarop God die uitspansel uitbeeld, hoe groot moet hy dan nie self wees nie. So ons lees vanoggend saam uit Kolossense. Kolossense is een van die briewe wat Paulus uit die tronk uit skryf. Alhoewel hy dalk nie die stigter van die gemeente was nie, het hy tog 'n baie besonderse verhouding met die gelowiges daar gehad. Ons weet dat Epaphras van Kolosse af was, en hy was een van Paulus se medewerkers. En dit was miskien hy wat die skakel tussen hulle was, die gemeente en Paulus, en dalk selfs ook die moontlike stigter van die gemeente. Daar's verwysings na hom ook in hierdie brief en dan op ander plekke aan Handelinge. Maar die stad was geleë naby Efese, een van die belangrike stede in Klein-Asië. So min of meer sê hulle 160 km meer na die ooste se kant toe. Vandag ken ons daai landgebied as Turkye. So Paulus wil sterk beklemtoon dat die Christelike geloof net oor Christus gaan. Daar was baie dwaallere in sy tyd en mense wou Christus plus godsdiens bedryf. En het amper natuurlik nou 'n evangelie verkondig waarin Jesus nie genoeg was nie. Daar was nog 'n klomp ekstra goed wat hulle wou bysit. Dis waarom hy in die eerste hoofstuk soveel klem lê op die wese, die beeld en die karakter van die seun van Jesus. Nie net in betrekking tot wat hy hier op aarde vir ons kom doen het en in sy menswees nie, maar ook met betrekking tot in die hemel, en dit is waaroor vandag se stukkie spesifiek gaan. Kolossense 1 vers 15 tot 20. Paulus sê die enigste manier om te leef is om vanuit 'n verhouding met Christus te leef en om hom toe te laat om alle verhoudinge waarbinne jy leef daardeur te laat beïnvloed. Die gewilde Kolossense 3 vers 17 verwys daarna dat jy alles doen omdat jy dit vir Jesus doen. Dit het ook 'n invloed op jou menswees, op jou verhoudings, jou huwelikslewe, jou gesinslewe. Dink aan elke verhouding waarbinne jy staan, in die werkplek, selfs ook met mense in wie jy verhouding staan wat nog buite die geloof staan. Maar ek gaan vanoggend dit nog verder trek in ons uitpak van hierdie teks. So kom ons gaan lees saam. Kolossense 1 vanaf vers 15 af. Die seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. Kyk 'n bietjie mooi terwyl ons lees na die beskrywings wat Paulus hier gebruik. Die grootheid, die oortreffende trap, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam. Eintlik is die Griekse woordjie daar letterlik kop van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis, het hy die vrede herstel, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ons lees dit tot sover. 'n Mens kan nogals selfs in die Afrikaans die digterlike taal van vers 15 tot 20 raak lees. Maar in die Grieks is dit natuurlik baie duideliker. Wat dit waarskynlik maak dat dit 'n lied is wat die gelowiges van die vroeë kerk
op 'n manier gebruik het om te verwoord wie Jesus vir hulle is. En dan kan ons dalk sê ook dat Paulus moontlik 'n paar ekstra insetsels bygevoeg het. Hierdie lied, die Engelse noem dit 'n hymn, is in 2 versies opgedeel, vers 15 tot 17 en dan vers 18 tot 20. En 2 van die hooftemas wat van die slim mense wat na die teks kyk, daarvoor dan byvoeg is om te sê dit gaan oor skepping in die eerste deel en in die tweede deel oor herskepping. Waarin dieselfde sake besing word, maar telkens uit 'n ander hoek. Skepping en herskepping. Die wese, die oorsprong van die Seun, sy status as die eerste. Sy werk in die ganse bestaanswêreld. Wat hy noem, mense noem dit die kosmos. Ek verkies om die woord bestaanswêreld te gebruik. Sowel as in die kerk. En dan ook sy versoenende rol wat Jesus vervul in die hemel en op die aarde. Hiermee poog Paulus om die verkeerde idees wat onder hulle begin posvat het, heeltemal uit die weg te ry. En daarom los hy hierdie gedagte vir ons uit hierdie lied, uit die vroeë kerk. Let ook op hoe God as die verhewe een bo die skepping geteken word. God is dus nie deel van die skepping, maar hy skep die skepping, hy is die maker daarvan. Hy skep dit as iets wat onder sy beheer en ook onder sy versorging staan. God weet, hy het nog steeds 'n verantwoordelikheid teenoor die skepping en hy het daarmee nie opgehou nie. As ons sê God het op die 7de dag gerus, tree hy nie weg van die skepping af nie. Hy bly steeds betrokke en hy geniet dit wat hy gemaak het. Let ook op dat daar van sigbare en onsigbare wesens gepraat word en dit alles gebeur deur dat God dit geskep het. Paulus beklemtoon dit onder andere omdat daar van die gelowiges in Kolosse was wat byvoorbeeld ander wesens, hemelwesens soos engele aanbid het. En hiermee wys Paulus dat hierdie wesens onder God is, dat hulle deur hom gemaak is. Hulle is ook skepsels. En daarom is kan hulle nie voorwerpe van aanbidding wees nie. Sien, ek het vroeër genoem dat dit gegaan het oor 'n Jesus plus tipe godsdienst wat hierdie mense wou bedryf. Jesus het wel ook self 'n besondere rol in die skepping gespeel, in sy voormenslike bestaan. Hierdie gedagte word ook in Efesiërs 1 herhaal. Alles is deur hom en vir hom geskep. Die tweede gedeelte van die tweede strofe, vers 18 tot 20, gaan oor die herskepping. Na Jesus se dood en sy opstanding, is hy ook die een vir wie die lof van hierdie, en die lofprysing van hierdie herskepping bedoel is. Let op dat dit juis Jesus deur sy kruis evangelie is, wat nou nie net Here van die skepping is, maar ook Here van die herskepping. Dit wil sê, van gelowiges, mense wat glo in hom vertrou, dat hy alles gedoen het, genoeg kom doen het, en wat op hom hulle verlaat vir God se versoening. Deur Jesus is alles op die aarde en in die hemel met God versoen. So, daar staan ook vir ons duidelik in hierdie teks, Jesus maak die beeld van die Vader en die Gees sigbaar. Hy wys met ander woorde hoe die Vader en die Gees se karakter is. Hy sê ook God kan nie gesien word nie, God is Gees. In ander woorde, hoe dink ons oor mense, is altyd 'n vraag wat ons vra, maar hy het kom wys hoe God oor homself dink. Oor sy karakter. Hoe dink God oor mense? Hoe dink God oor sonde? Hoe dink God oor dit wat stikkend is in die wêreld? Oor die vervreemding van ons skepingsdoel. Dit waarvoor ons ontwerp is. Jesus wys dit in hoe hy heling bring in genesings, in vergifnis. Hoe hy mense se waarde herstel in mense wat verwerp en afgeskryf is. En hoe Jesus kos gee en versorg. Hoe hy onvoorwaardelik liefhet. Dan hoor hy het mense lief wat verkeerd is. Mense wat verkeerd doen. Mense wat verkeerd liefhet. Mense wat seer het, maar ook mense wat seer maak. Hy het hulle almal lief. Hierdie allergrootste en allerheiligste wese, wat ons God noem, is 'n verhoudingswese. En daarom word daar baie spesifiek verwys na Jesus se versoeningswerk. Omdat God 'n verhoudingswese is dit iets wat ons moet beklemtoon, ook in hierdie tyd van lydingstyd. Dit alles kom gebeur, sodat daar versoening kan wees.
Jesus se versoeningswerk bring herstel en harmonie in alle verhoudings waarin ons bedoel is om te bestaan. Ons plaas baie klem op die versoening tussen God en mens. Maar sonde het ook iets in onsself kom breek. Sonde het ook die verhouding tussen medemense kom breek. En ja, ook die verhouding wat ons met die ganse bestaanswerklikheid het, die skepping, die kosmos. Het stikkend geraak deur en as gevolg van sonde. Kom ons kyk eers na die eerste verhouding. Ek het nou 4 verhoudingsstrukture genoem. Die eerste een is God en die mens. In die ou verbond, Ou Testament, kon mense slegs versoening proe met God deur iets te offer, iets keel af te sny. Ek het dit nou al 'n hele klomp keer tydens boodskappe genoem. In die ou verbond moes jy iets wat kosbaar en lewendig was, laat sterf. Jesus vervul hierdie offer. Hierdie versoenende aksie deur self die finale offer te word, soos wat ons mooi leer in Hebreërs 9 veral. Jesus word self die nuwe verbond, die soenoffer. En nooit is dit nodig dat ons iets weer hoef keel af te sny vir versoening nie, vir vergifnis nie, vir ons herstel met ons verhouding met God nie. Die tweede verhouding is die mens se verhouding met onsself. Die mens self het deel geword. Ons vergeet dat sonde ook ons verhouding binne en met onsself breek. Sonde veroorsaak dat ons vervreemd raak van ons skepingsdoel. Ja, om God te verheerlik, maar ook om beelddraer van God te wees. Mense wat die karakter van God uitleef, in die manier hoe ons dink, hoe ons praat, hoe ons optree, hoe ons liefhet, hoe ons vergewe, hoe ons deernis het, hoe ons versorg, hoe ons vrede maak en in stand hou, hoe ons die gesondheid van mense ook in ag neem. Ook met ander woorde, hoe ons heel maak. Heel. Die gesondheid, daarvan hou alles verband met hoe ons heel in onsself is. Sonde maak dit stikkend. Binne in ons. Die derde verhoudingsstruktuur is die mens met ons medemense. Natuurlik vergiftig en maak sonde ook skade aan ons onderlinge verhoudings. Daarom dat Jesus in Matteus 6 in die Onse Vader gebed juis uitbrei oor hoe belangrik vergifnis is. Ons kan nie net van God vergifnis verwag en dan verbitterd bly teenoor ander nie, of nie heel maak met ander nie. Jesus sterf ook daarvoor, vir versoening tussen mense, vir stikkende verhoudings, vir herstel en heel optree. Met ander woorde, dit vra vir 'n verandering van en 'n breek met die gedrag wat stikkend maak in jou verhoudings. Daarvoor sterf Jesus ook, vir die instandhouding van die harmonie, die vrede, die herstel, die heel word van 'n verhouding ook tussen mense. Die vierde verhoudingsstruktuur is die verhouding wat ons as mense het met die skepping. Ons oorspronklike skepingsdoel en opdrag as beelddraers van God was juis om met verantwoordelikheid te heers oor die skepping. Met ander woorde, om dit te beskerm, te versorg en met verantwoordelikheid te gebruik. Sonde veroorsaak misbruik, vermorsing, versuim, verwaarlosing van ons hulpbronne, van water, grond, diere, plante, energiebronne ensovoorts ensovoorts. Jesus sterf ook hiervoor. Jesus se versoening help ons weer om die waarde van alles wat God onder ons sorg gestel het en aan ons beskikbaar gemaak het te snap en terug te keer na sy manier hoe hy daarmee omgaan en wil hê dat ons daarmee in 'n verhouding moet bestaan. Sien, ons moet groei hierin. Ons moet groei in ons kennis hiervan, van wie God is. In hierdie lydingstyd bring ons al hierdie aspekte ook ter gedagte. Om te onthou wie God is en wie ek en jy is. En wie jou medemens is. En wie die skepping is. En hoe meer ons hierin groei, hoe groter word ons begrip en geloof in wie God is. En wie Jesus is. En wat hy alles kom doen het. In een van die Narnia verhale wat C.S. Lewis, 'n bekende skrywer van die Narnia verhale, vertel die boek oor prins Caspian. Vind daar 'n baie mooi gesprek tussen Aslan die leeu, wat eintlik Christus verteenwoordig, en een van die dogtertjies in hierdie verhaal met die naam Lucy plaas. As hy in 'n droom vir Aslan na 'n lang tyd raakloop, sê sy vir hom dat hy groter geword het, en dan antwoord Aslan haar, "That's because you are older, little one."
Is jy nou nie groter nie, vra die dogtertjie vir hom, en dan antwoord hy hom, I'm not, but every year you grow, you will find me bigger. Every year you grow, I grow as well. Kom ons kyk na 'n snit wat hierdie gedeelte vir ons uitbeeld. Geniet dit. I've missed you so much. You've grown. Every year you grow, so shall I. Where have you been? Why haven't you come to help us? Things never happen the same way twice, dear one. Sien, dit is presies wat gebeur op die Here se pad. Stefan Joubert noem in een van sy dagstukkies onder andere ook hierdie verhaal. En dan sê hy onder andere daaroor, dit is presies wat gebeur op die Here se pad. Hy word al hoe groter in ons eie oë na mate ons groei in ons geloof. Hoe meer ons leer om naby aan Christus te loop en dit ook doen, hoe meer sien ons sy skoonheid en heerlikheid raak. Hoe kleiner krimp ons eie probleme en al ons bekommernisse. Ken jy hierdie omgekeerde groeipad vraai dan? Hoor weer, hoe groter die Here in jou lewe is, hoe kleiner is jou sorge. Hoe meer jou geloofsoog fokus op Christus, ook soos wat ons hier in Kolossense brief lees, om te doen. Hoe minder is jy besorg oor alles wat kan skeefloop. Dit is vir ons ook wysheid, om dan te leer, dat ons ook in hierdie tyd van lydingstyd, besef en leer, hoe nader ons aan God begin leef, hoe groter word hy, en hoe meer ons vertrou. Kom ons word stil, kom ons dink 'n paar oomblikke hieroor na, kom as ons stil word, bid, word bewus met wie jy praat, en oor wie jy praat. Druk so vir 'n paar oomblikke die pause knoppie van hierdie video en spandeer 'n bietjie selftyd in hierdie bewustheid van wie God is en van wie jy is voor hom. En as jy gereed is, kan jy verder gaan met die video. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U in die allergrootste wysheid ook vir ons kom help om bewus te wees, bewus te bly van wie U is. As Vader en Seun en Heilige Gees. Die ganse skepping getuig daarvan.
Dankie Heilige Gees dat U ook hierdie woorde vir ons kom oopbreek. Ook woorde in teks wat eeue, duisende jare oud is. Dankie Jesus dat U vir ons kom wys het wie die Vader is. Wie die Gees is. In die liefde en die ontferming. In die swaar kry in ons plek. Alles wat U prys gegee het om mens te word. Getuig daarvan, van U liefde, U onvoorwaardelike liefde. Help ons om ook lief te hê soos U. U het ook die mense lief gehad wat U seer gemaak het. Wat anders stikkend gemaak het. U het ook die mense lief gehad wat stikkend was. Help ons om ook so voor U te lewe. Help ons, o Heilige Gees, om meer en meer daarin te groei. Want ons besef ook U grootheid, omdat U vir ons die voorbeeld kom stel daarin. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek vra U geduldigheid vir so 'n paar volgende oomblikke, as ons na 'n paar afkondigings gaan kyk, wat in hierdie tyd vir ons belangrik is om uit te lig. So 'n paar wat ons herhaal, maar ook 'n paar waarop ons dan 'n bietjie uitbrei in hierdie tyd. Ons het verlede keer, en eintlik al 2 weke terug gesels oor ons terugkeer na ons eredienste toe, en dit bly op die oomblik nog net so staan, sodra ons president sal aankondig dat ons 50% van ons gebou se kapasiteit mag toelaat. Dan sal ons weer ons eredienste oopstel. Hou asseblief ons aankondigings dop. Ek sal op die WhatsApp groepe dit uitstuur, sodat jy bewus sal kan bly daarvan. En dan wil ons baie dankie sê vir die mense wat al ingespring het om die klein groepe te laat begin. Ons voetjies natuurlik in tekkies gaan eers begin saam met ons eredienste, maar die tienergroepe, die logos en Bybelstudies het reeds begin ervat. Kontak die kerkkantoor indien jy meer wil weet, of raadpleeg ook die Braambos. Die Braambos is in sy gedrukte vorm beskikbaar by die kerkkantoor gedurende weksdae. Jy kan een van jy kom afhaal. Ons is bly soveel mense daarop reageer. Ons is besig om ekstra's te druk ook daarvoor. Maar as jy verkies om dit dalk dan in PDF formaat te wil ontvang, stuur asseblief vir ons 'n e-pos aan die kantoor se e-posadres. Daar het ek dit op die skerm. Dis vir Februarie en Maart se Braambos wat een uitgawe is. En ons adres is ngk.kanubi@gmail.com. Stuur dit en Maria sal sorg dat jy dan 'n kopie in PDF formaat. Jy kan dit dan op jou telefoon, jou rekenaar, net waar jy wil, wat 'n platform dan lees. Vir ons kinderhuisprojek het ons 'n paar sondae gevra vir mense om vir ons hande te kom sterk maak. Baie dankie. Al ons spasies is gevul. Dankie vir elkeen wat hand opgesteek het. En Veronique sê vir ons dat indien jy nog steeds wil help, is jy baie welkom, want baie keer is daar maar mense wat maar vergeet is hoe die lewe werk, en dan korte mense 'n paar van die dingetjies. So as jy nog steeds wil help, of jy het gedink jy kan dalk ook nie elke maand koop nie, dan is jy baie welkom. Kontak, ek sien daar's 'n spelfoutjie, 'n K weg. Kontak vir Veronique by die volgende telefoonnommer en sy sal vir jou verduidelik hoe dit werk. Dan wil ons nog steeds baie dankie sê vir mense wat nog steeds getrou skenk vir ons noodspens. Ons vra dat jy ook daarin vir ons regtig sal volhard. Dan een van die dae, op die 5de Maart, is dit ons eerste koop en loop. Ons gaan lekker curry vetkoeke verkoop. Jy is ook welkom as jy dalk net 'n plain vetkoek wil hê, dan gaan ons vir jou net R10 vra, maar dis R15 vir een wat gevul is. En volgende die instruksies op die advertensie, ek het reeds aan almal ook dit op WhatsApp uitgestuur hier in Kanubi. En jy kan dan vanaf 4:00 die middag, Vrydag die 5de Maart, kan jy by die kerkgebou jou bestelling kom afhaal. Ons gaan ook betalingsgeriewe beskikbaar hê. Indien jy miskien net wil EFT, dan gaan ek vinnig die skyfie net opsit van ons bankrekeninggegewens, vat sommer net 'n screenshot daarvan, en dan kan jy natuurlik net vir ons daar die bedragie inbetaal, en dan net dan spesifiseer dat dit koop en loop is, of vetkoek is, en ons weer dan presies, en dan net jou naam ook asseblief, wie dan vir die bestelling betaal het. Maar moenie vrees nie, ons het ook kaartfasiliteit wat beskikbaar sal wees Vrydag, so as jy hier wil kom betaal, dan is jy baie welkom. Die sake waarvan ons voorbereiding vra in hierdie tyd, dit het baie goed gegaan met ons leiers se vergadering Sondag, ons baie belangrike dinge afhandel, so ook in ons begroting kyk, en die dinge wat vir ons voorlê in 'n nuwe finansiële jaar. Ons is Here innig dankbaar vir al sy salwing en seën. Kom ons bly bid vir kalmte en vertroue, vir wysheid en onderskeiding.
Kom ons bly bid ook vir al die COVID implikasies, mense se ekonomie, se eie sak wat geraak word, vir gesondheid en vir die verliese van hierdie tyd, hoe om dit ook te prosesseer en te hanteer. Sit dit op jou gebedslys ook vir die komende dae. Die lied waarmee ons vandag gaan afsluit en gaan sing, is 'n lied wat baie bekend is van Matt Redman, 10,000 Reasons. Ons het gelees oor die grootheid van Christus hier in Kolossense 1, vers 15 tot 20, wat woorde van 'n vroeë lied in die kerk was. So kom ons sing ook self 'n lied, wat baie naby aan parallel is aan hierdie eeue lied van Matt Redman. Geniet dit om hierdie lied ook saam te sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless You, Lord. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name.
worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship your holy name. Jesus, I will worship your holy name. Worship your holy name. Ons het natuurlik al reeds die skyfie gewys van ons rekeninggegewens indien jy dit gemis het, en dan ook vir die ouens wat oor ons skouer loer, natuurlik hierna alles wat ons op YouTube plaas, ons lisensie en kopieregte op die liedere wat ons geplaas het. Kom ons sluit af met ons seëngebed, en daarmee wil ek ook vir u seën in hierdie week wat voorlê. Here, u het alles aan ons gegee. Aan u, Here, gee ons dit ook terug. Alles behoort aan u. Doen soos u wil. Gee slegs aan ons u liefde en u genade. Dit is genoeg vir ons. Amen. Mag jy 'n besondere lekker week hê. Ons gesels Woensdag in ons midweek sessie weer verder oor hierdie teks. 'n baie geseënde dag vir u elkeen. Amen.